Here, dankie vir u teenwoordigheid vanoggend. Dankie dat ons kan weet dat u, Jesus en die Heilige Gees in ons midde is. Dat u wat ons God is, ons Vader is, by ons is en dat u ons beskerming ons omring, dat u liefde ons vashou en dat u woorde ons onderhou. Dankie dat ons elke oomblik van die dag op u kan vertrou. Dankie dat ons weet dat ons veilig by u is. Waar al gebeur wat rondom ons in die wêreld, alles wat ook al aan die gang, u is ons God. Vader, u is die een wat hierdie week vir ons reën gegee het. U is ook die een wat ons beskerm het in die reën. U is die een wat die grond voed met water. U is die een wat die seisoene onderhou. Ons sê vir u dankie vir die reën wat geval het en ons eer u vir die reën wat nog op pad is. Ons weet dat u ons God is. Ons kom vanoggend na u toe in die naam van die Seun, die Here Jesus Christus. Ons eer u vir die Seun, Vader. Ons eer u vir die werke van die Seun. Heilige Gees, dankie vir u teenwoordigheid vanoggend. Dankie vir die woorde van wysheid, vir die waarheid. Dankie vir dit wat u aan ons openbaar. Dankie dat u ons elke dag leer en onderhou. Dat u ons versterk. Dat u voor ons uitgaan en agter ons inkom in alle situasies. Vader, vanoggend kom dra ons elke plek van aanbidding aan u op. Elke plek waar u naam verheer word. Elke plek waar u woorde gelees word. Waaroor u gepraat word. En ons bid die seëninge toe daarop. Vader, daar is soveel mense wat 'n plek soek om veilig te voel, om veilig by u te voel. Ons kom roep hulle so in na plekke van aanbidding toe vanoggend in die naam van die Here Jesus Christus. Dankie dat ons ook kan bid vir ons geliefdes, wat nie vanoggend hier kan wees nie, maar ook vir ons geliefdes wat u nie ken nie. Ons kom roep hulle so in vanoggend in Jesus se naam. Vader, ons kom bid vir hulle vir goddelike afsprake. Ons kom bid vir hulle oë om oop te gaan, vir hulle ore om oop te gaan. En ons vra dat u hulle so sal seën. Dat hulle harte sal sag raak vir u. Dat u hulle so sal aantrek in Jesus se naam. Vader, dankie dat ons met die woord kan besig wees. Dankie dat die woord die waarheid is, dat die woord krag is, dat die woord 'n tweesnydende swaard is. Vader, dat die woord vandag nog van toepassing is. Ek vra dat u die woord vir ons sal oopbreek, dat die woord sal duidelik maak in ons, en dat ons in en deur die woord sal lewe. Ons bid dit so in Jesus se naam. Amen. Ons is verskillend. Ons dink verskillend. Nou daar is 'n groot genade daarin dat ons verskillend is. Dink nou maar net as ons almal gedink het soos ingenieurs. Ons glo ook verskillend. In dit vervul ons verskillende rolle in die kerk. Net so verskil verskillende kerke vervul verskillende kerke verskillende rolle in die koninkryk. Ons is verskillende ledemate in die liggaam wat die koninkryk van God is. In dit moet ons mekaar ruimte gee. Ons moet in vrede leef en lief wees vir mekaar. Die wêreld daar buite kyk na die kerk. Hulle oordeel die kerk. As ons nie in liefde en vrede saamleef in die kerk nie, gaan ons beslis nie iemand anders oortuig om deel van die kerk te wees nie, om deel van God se koninkryk te wees nie. Die kerk in Rome het gegroei. Hulle het saam byeenkomste gehou. Die kerk was verenig in geloof. Die Jode keer egter terug en daar is nou verdeeldheid in die kerk. Paulus waarsku hulle dat hierdie kerk nie kan skeer daaroor nie, dat hulle 'n manier moet vind om saam te werk. Hoe oop is ons as kerk vir ander se sienings? Hoe oop is ons as kerk om mense wat anders as ons glo, toe te laat om saam met ons te aanbid?
Kom ons lees vanaf vers 15. As jy met wat jy eet jou broer aanstoot gee, leef jy nie meer volgens die liefde nie. Moenie deur wat jy eet iemand vir wie Christus gesterf het, laat verlore gaan nie. Moenie dat die goeie wat jy het 'n slegte naam kry nie. Die koninkryk van God is nie 'n saak van eet en drink nie, maar van gehoorsaamheid aan God, vrede en vreugde wat die Heilige Gees ons gee. Wie op hierdie manier vir Christus dien, geniet die guns van God en die agting van mense. Laat ons dan beywer vir die dinge wat die onderlinge vrede en opbou bevorder. Moenie oor kos afbreek doen aan die werk van God nie. Alle kos is rein, maar dis verkeerd om deur wat jy eet aanstoot te gee. Dit is goed as 'n mens nie vleis eet of wyn drink of enige iets doen wat jou broer laat struikel nie. Laat jou oortuigings hieroor 'n saak tussen jou en God wees. Gelukkig is die man wat hom nie hoef te verwyd oor wat hy hom veroorloof nie. As iemand egter twyfel en tog eet, is hy klaar veroordeel, omdat hy dit nie uit geloofsoortuiging doen nie. En enigiets wat 'n mens nie uit geloofsoortuiging doen nie, is sonde. Ons gaan nou weer kyk na verse 15 en 16. Paulus se uitgangspunt hier is dat ons nie 'n ander persoon moet vernietig terwyl ons aandring op ons eie vryheid nie. As jy met wat jy eet jou broer aanstoot gee, leef jy nie meer volgens die liefde nie. Moenie deur wat jy eet iemand vir wie Christus gesterf het, laat verlore gaan nie. Moenie dat die goeie wat jy het 'n slegte naam kry nie. Iemand iets hieroor sê? Paulus vat hierdie redenasie waarmee hy besig is nou verder. Die sterk gelowiges moet hulle nie net weerhou daarvan om oor hulle vryheid te redeneer met die swak gelowiges nie. Nee, hulle moet hulle ook weerhou daarvan om hulle vryheid rondom die swak gelowiges toe te pas. Hierdie sterk gelowiges moet nie onnodige stres veroorsaak nie. Hierdie Joodse gelowiges was getraumatiseer en het aanstoot geneem oor wat die nie-Joodse gelowiges geëet het. Hulle sit aan dieselfde tafel en die nie-Joodse gelowiges eet alles wat voorkom en die Joodse gelowiges moet net toe kyk. Wanneer die groep wat alles eet, die Joodse groep daaroor aanspreek, veroorsaak dit gewetenswroeginge, maar ook dat die Joodse gelowiges geestelik seer kry. Eers kry hierdie Joodse gelowiges die boodskap dat hulle verkeerd is in dit wat hulle glo. Hulle sien dan die ander groep eet en nou voel hulle skuldig oor wat hulle glo. Dit vernietig hulle geloof en dit veroorsaak dat van hulle weer hulle geloof in Christus neerlê. Hierdie groep wat alles eet, tree nie meer in liefde op nie, wanneer hulle veroorsaak dat die ander die geloof verlaat. In dit is daar geen plek vir 'n persoon se geloof of geesteslewe nie. Dit gaan net daaroor om die debat te wen van wie reg is en wie verkeerd is. Hy maak dit dan baie duidelik dat hierdie mense wat nou weggedraai het van die geloof in Christus af, mense is vir wie Christus ook gesterf het. Christus het ook vir hierdie mense gesterf. Hulle draai nou weg van die geloof af, omdat hulle voel, hulle is nie goed genoeg nie. Hulle hoor wat hierdie ander gelowiges sê, hulle sien wat hulle doen, en hulle voel eenvoudig nie goed genoeg nie, en hulle draai weg van die geloof af. Wanneer ons as gelowiges iets doen wat ander gelowiges seermaak, is ons nie besig om ons geloof in liefde uit te leef nie. Ons elkeen het 'n maat van geloof. Ons kan nie ander se geloof veroordeel, omdat hulle nie dieselfde as ons glo nie. Jesus het vir Thomas toegelaat om sy wonde te voel. Wie is ons om 'n ander een se geloof te kritiseer? As gelowiges is ons nie net vry om sekere goed te doen nie, ons is ook vry om sekere goed nie te doen nie. In vers 16 sien ons dat ons nie dit wat ons weet
goed is, moet gebruik om sleg te doen nie. Wat ons sien as goed, kan skade bring, as ons dit nie reg gebruik nie. Beide kante van hierdie konflik wat plaasvind in die kerk moet in liefde bly. Sodra ons uit liefde beweeg, is daar mense wat seer kry. Wat van vandag? Kry ons vandag nog Christene wat ander glo, die wat sterker in geloof is en die wat swakker in geloof is? Verseker, ons kry ook die wat dink dat hulle beter as ander is. Ons kan tot God bid om ons geloof te versterk. Ons het egter nie die reg om die maat van geloof wat iemand ontvang het te kritiseer nie. Woorde maak seer, aksies maak seer. Ons het nie die reg om ander gelowiges seer te maak nie. Dit bring ons dan by vers 17 en 18. In God se koninkryk moet ons gehoorsaam wees aan die koning. Ons moet in vrede en vreugde leef. Vers 17. Die koninkryk van God is nie 'n saak van eet en drink nie, maar van gehoorsaamheid aan God, vrede en vreugde wat die Heilige Gees ons gee. Wie op hierdie manier vir Christus dien, geniet die guns van God en die agting van mense. Paulus herinner die kerk waaroor die koninkryk werklik gaan. Hy mag begin met waaroor dit nie gaan nie. Dit gaan nie oor eet en drink nie. Met ander woorde, die kerk gaan nie oor die voedselwette nie. God se fokus is nie op die voedselwette nie. En dit behoort nie die kerk se fokus te wees nie. Hoeveel van die dinge waarop ons vandag fokus, is werklik God se fokus? Gaan sit 'n bietjie stil en dink aan die dinge waarmee die kerk sy energie spandeer. Is dit die dinge wat vir God belangrik is? Gaan uit, maak disippels en leer hulle, is ons opdrag. Nou, hoe lank vat dit om vir 'n dokter te studeer? Hoe lank vat dit om vir 'n ingenieur te studeer? Hoe lank moet ons leer om 'n Christen te wees? Om in Jesus te glo? As ek so luister na Jesus, glo soos kindertjies, dan gaan dit nie so baie oor wat ons moet leer nie. Dit gaan daaroor dat ons moet uitgaan om ander te leer. Soos ons ander leer, leer die Heilige Gees weer vir ons. Ons het gehoorsaamheid. Die Engelse vertaling gebruik righteousness of goodness. Volgende kry ons vrede en Paulus volg dit op met vreugde. Kom ons kyk in kort na hierdie drie. Righteousness, gehoorsaamheid is die kern van die brief aan die Romeine. Dit vorm ook die basis of die fondasie van die doktrine van hulle gehoorsaamheid. Dit verwys na die regverdigmaking van die gelowige en dit wat daarop volg. Ons kan 3 stappe in dit identifiseer. Ons word deur God as regverdig verklaar wanneer ons die werk van Jesus aan die kruis aanvaar en in hom glo. Ons word regverdig gemaak deur die Heilige Gees, soos ons deur heiligmaking gaan in die Heilige Gees se teenwoordigheid. Ons leef dan reg voor God, soos ons dit in ons lewe begin toepas, wat ons nuwe lewe in Christus ons leer. Vrede vloei dan uit regverdigmaking, asook uit die teenwoordigheid van die Heilige Gees in ons lewens. Ons het in Romeine 5 vers 1 gelees, God het ons dan nou vrygespreek, deurdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God, deur die Here Jesus Christus. In Romeine 8 vers 6 en 14 tot 17 het ons gesien, die dinge waarmee die sondige natuur van die mens hom besig hou, loop uit op die dood, maar die dinge waarmee die Gees hom besig hou, bring lewe en vrede. Almal wat hulle die Gees laat lei, is kinders van God. Die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie, en laat julle nie weer in vrees lewe nie. Nee, julle het die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak, en wat ons tot God laat roep, Abba, dit beteken Vader. Hierdie Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is, en omdat ons kinders is ons ook erfgename. Ons is erfgename van God, erfgename saam met Christus. Aangesien ons deel het aan sy lyding, sal ons ook deel hê aan sy heerlikheid.
Hierdie konflik in die kerk in Rome en in die kerk vandag moet met vrede vervang word. Dit kan nie net gebeur wanneer die wat met mekaar stry, hulle lewens ten volle aan Jesus oorgee, wanneer hulle vir mekaar begin omgee. Dan kom ons by die lieflike woord vreugde of joy. Dis die eerste keer dat Paulus die woord in Romeine gebruik. Hy gaan egter die gedeelte afsluit met 'n gebed wat vreugde insluit. Romeine 15 vers 13 skryf hy: Mag God die bron van hoop julle deur geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al sterker kan word in die krag van die Heilige Gees. In die teenwoordigheid van die Heilige Gees behoort ons lewens gevul te wees met vreugde. Selfs die toetse en die teenstand wat ons ondervind, moet deur die Heilige Gees in vreugde verander word. Jakobus skryf, Jakobus 1 vers 2 tot 4, My broers, julle moet baie bly wees wanneer julle allerlei beproewing oor julle kom. Want soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard. En die volharding moet einduit volgehou word, sodat julle tot volle geestelike rypheid kan kom, sonder enige tekortkominge. Hierdie tweespalt in die kerke kan en moet deur die Heilige Gees uit die weg geruim word. Ons moet egter toelaat dat die Heilige Gees dit doen. Ons moet nie met ons menslike vermoëns probeer om veranderinge teweeg te bring nie. In dit moet ons vir mekaar omgee en mekaar se tekortkominge verstaan. In vers 18 sien ons dat ons Christus op die manier moet dien. Dit verwys heel waarskynlik na vers 17. Ons moet dus Christus dien in gehoorsaamheid, in vrede en in vreugde. Die koninkryk van God staan sentraal. Dit is waarna toe ons werk. Wanneer die kerk in Rome dit besef, wanneer die kerk vandag dit besef, sal dit wees waarna toe ons werk. Dit gaan nie oor ons nie. Dit gaan nie oor ons kerk of ons bedieninge nie. Dit gaan als oor die koninkryk van God. Op ons eie kan ons dit nie insien nie. Dis die Heilige Gees wat ons denke kom omvorm. Dit is net die Heilige Gees wat die koninkryk van God die hoofprioriteit in ons lewens kan maak. Vers 19 lees dan so: Laat ons dan beywer vir die dinge wat die onderlinge vrede en ophou bevorder. In die vorige vers het Paulus gewaarsku. Nou bemoedig hy. Hoe moet hulle hierdie regstelling bring in die situasie? Hulle moet moeite doen om die dinge wat die vrede bevorder en dit wat mekaar opbou. Daar is uiteenlopende groepe in die kerk en hulle moet moeite doen om nader na mekaar te beweeg en die koninkryk van God eerste te plaas. Reg deur die Nuwe Testament word ons aangemoedig om vrede te soek. Dit is 'n noodsaaklike deel van die lewe wat gevul is met die Heilige Gees en deur die Heilige Gees gelei word. Vrede is nie maklik nie. Dit is nie iets wat sommer net gebeur nie. Dit is iets waarvoor ons moet werk, waarmee ons moet moeite maak en iets wat ons moet toelaat dat die Heilige Gees ons daarin lei. Dit is wanneer almal in die kerk die fokus van hulle self afhaal, wanneer die fokus nie meer is op wie reg is of wie verkeerd is nie, wanneer die fokus op die koninkryk van God is, dis wanneer vrede bereik word. Gaan na vers 20 toe. Ons moet niks eet of drink wat ander laat struikel nie. Niks eet of drink wat ander aanstoot gee nie. So Paulus skryf in vers 20 en 21, moenie oor kos afbreek doen aan die werk van God nie. Alle kos is rein, maar dis verkeerd om deur wat jy eet aanstoot te gee. Dit is goed as 'n mens nie vleis eet of wyn drink of enigiets doen wat jou broer laat struikel nie. Christus kom en doen die werk op aarde, die werk aan die kruis. Paulus stel dit duidelik, dat ons nie afbreek moet doen aan die werk deur dit wat ons wil eet nie. Met ander woorde, as ek en Elizabeth in Suid-Korea is vir 2 weke, mag jy nie vleis eet nie, want dit gaan vir my seer maak.
Ons kan nie ander gelowiges geestelik skade berokken, net omdat ons sekere voedsel wil eet, om ons vryheid in Christus te bewys nie. Hierdie Jode in Rome het nie 'n ander keuse gehad nie. Hulle was nie seker dat die vleis wat beskikbaar was, kosher was nie, en hulle gewetens laat hulle nie toe om dit te eet nie. Die ander gelowiges het egter 'n keuse. Hulle kon dit eet of nie eet nie. Die besluit was by hulle. Paulus verwag van hierdie nie-Joodse gelowiges om hierdie dispuut op te los. Hulle moet die gevoelens van die Joodse gelowiges respekteer. Indien hulle dit nie doen nie, kan hierdie swakker gelowiges geestelik vernietig word en die werk wat God in Rome gedoen het, kan vernietig word. In vers 21 gee hy 'n oplossing vir die probleem. Moenie vleis eet of wyn drink of enige iets anders doen wat jou medegelowige mag ontstel nie. Dis die enigste keer dat Paulus wyn noem in hierdie gedeelte. In die Ou Testament is dit net die Nasiriër wat nie wyn mag drink nie. Daar is ook niks in die Torah teen die drink van wyn nie. Maar daar is natuurlik ook kosher wyn. Geestelike volwassene Christene moet hulle daarvan weerhou om ander Christene seer te maak. Vers 22 en 23, laat jou oortuiging hieroor 'n saak tussen jou en God wees. Gelukkig is die man wat hom nie hoef te verwyd oor wat hy hom veroorloof nie. As iemand egter twyfel en tog eet, is hy klaar veroordeel, omdat hy dit nie uit geloofsoortuiging doen nie. En enigiets wat 'n mens nie uit geloofsoortuiging doen nie, dit is sonde. Paulus praat nie hier van die geloof wat 'n persoon red nie. In hoofstuk 14 is hy besig met geloof in die algemeen. Hy is besig daarmee dat sommige glo dat Jesus die voedselwette kom ophef en ander glo dat Jesus baie dinge kom doen het, maar dat hy daarom nie aandag gegee het aan die voedselwette nie. Hulle glo hierdie wette is nog in plek. Dis nie nodig dat hierdie sterk gelowiges dit wat hulle glo afdwing op ander gelowiges nie. Ja, hierdie sterk gelowiges is reg in wat hulle glo, maar om dit op almal af te dwing, dit is sonde. Hy moedig ook die wat swakker in geloof is aan om getrou te bly aan hulle gewete, om liewer nie iets te eet waarmee hulle gemaklik voel nie. Indien hulle iets eet en onderdruk en nie uit oortuiging nie, gaan hulle gewete hulle pla. Hulle eet dan nie in geloof nie, en dit maak dit sondig voor God. Dit is dan tot die einde van die hoofstuk. Ek onthou nie veel van die preke uit my laerskool daar nie. Ons was by die NG Kerk Hoekwil. Dit was selfs 'n groot storie. Rondevlei se kerk het 'n klein geraak, moes toemaak en ons moes almal oorskuif na Hoekwil. Dominee Nel was daar. Ek kon my Sondag omspandeer om na sy lang nek te kyk. Hoe dit draai en beweeg. Dit was 'n besonderse lang nek. Wel, ek onthou een Sondag wat hy van duimpies draai gepraat het. Ek het nie geweet wat duimpies draai is nie. So dit het onmiddellik my aandag getrek. Ons is grootgemaak om te werk. Duimpies draai was nie deel van ons roetine nie. Hy sê toe dat as iemand op 'n Sondag sit en duimpies draai, is dit nie sonde nie. As daar 'n vriend saam met hom sit en duimpies draai, is dit nog steeds nie sonde nie. As daar nog een bykom en skeieregter tussen die twee is, dan is dit 'n sport en dan is dit 'n sonde op Sondag. 'n Paar jaar terug het rugbywedstryde op Sondag begin. Vir my was dit in die begin 'n bietjie van 'n ongemaklike een. Christof speel vandag 'n hokkiewedstryd en ek is seker daar's 'n skeieregter betrokke. Daar was 'n Olimpiese atleet, Erich Liddell, wat sy storie in die fliek Chariots of Fire gesien kan word. Vir hom was sport en uit eet op 'n Sondag buite die kwessie. Natuurlik was daar 'n ding van dans en nie dans tussen kerke. Jare na my laerskool daai het winkels op Sondag oopgemaak. Dit was eers baie vreemds en toe algemeen. Miskien het jy sterk gevoelens oor een van hierdie dinge. Ek noem dit omdat sommige in die kerk in Rome elke Sabbat vrygestel was
van werk. Ander het elke 10de dag 'n afdag gehad en vir ander was 'n afdag nie beskore nie. So tussen dit als moes hierdie gemeentes kerkhou inpas. Die wat net elke 10de dag af was verseker moeg op daardie dae en hulle het ook ander goed gehad om te doen. Wat nog van die slawe? Wanneer hulle by mekaar gekom het, het hulle saam geëet en dan was daar spanning tussen hulle oor wat geëet is. Paulus sê, julle aanbid almal dieselfde Jesus. Die Jesus wat vir almal se sondes gesterf het. Let wel, hy praat nie hier van ander gelowe en mense wat eenvoudig net afgedwaal het nie. Hy praat van wedergebore Christene wat verskillend oor dinge dink. Hy moedig hulle aan om in liefde mekaar te aanvaar, om saam in een rigting te trek en nie in verskillende rigtings te beer nie. Wat van ons vandag? Is ons sonder sonde in hierdie area? Voel ons kerk, ons bediening het die volle waarheid of meer van die waarheid as iemand wat nie by ons betrokke raak nie? En dan gaan hulle tekortskiet in kennis. Paulus sê dit gaan alles daaroor dat elke gelowige Jesus aanbid op die manier wat hy glo die beste is om Jesus te aanbid. Elkeen moet Jesus aanbid volgens die maat van geloof wat hy ontvang het. Hoeveel skade is God se koninkryk aangedoen oor die jare deur kerke en bedieninge wat weier om saam te werk, wat weier om mekaar in liefde te aanvaar. Wat kan ons daaraan doen? Wat kan ek en jy doen hierdie week om brug te bou? Gaan uit en gaan doen dit. Amen.